Okay, so nommer 2, in my dag van onheil is dit belangrik dat ek moet besef, en ons het dit reeds genoem, maar ons 'n geestelike oorlog aan die gang. En dis wat Job ons leer in Job 1 vers 6 tot 8. Onthou net nê, Job weet nie hierdie dinge nie. Ons lees, ek en jy lees, hier's wat met Job gebeur, hier's wat in die hemel gebeur, hier's wat by Job gebeur, hier's wat in die hemel gebeur, maar Job weet dit nie. Job weet dit nie, hy weet nie wat aangaan nie. Ons lees in Job 1 vers 6 tot 8, op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan, en Satan was onder hulle. En toe vra die Here vir hom, maar waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord, ek het die wêreld deurkruis. En hoorie, ek wil net hê jy moet weet, hy het nie 'n 4x4 en ry deur die berge en hou kamp nie. Hy gaan soek moeilikheid. Hy gaan soek vir oom Billy en kyk hoe kan hy vir oom Billy laat val. Hy soek vir Cornelia. Hy soek jou. Hy soek jou. Hy wil jou laat val. En hy gaan hierdie hele wêreld en ons definitiewe spanning in hierdie oomblik, want hy het iets gesien wat die Here weet. En dis wat die Here toe opbring. Die Here sê toe vir Satan, en my dienaar Job het jy hom gesien. En dit is asof Satan sê, natuurlik het ek hom gesien. Dis my frustrasie. Dis my frustrasie, want ek kan hom nie laat val nie, die man leef opreg. Hy sê, het jy my dienaar Job gesien? Hy sê, sy gelyke kry jy nie op die aarde nie. Hy is vroom en opreg, en hy dien my, en hy vermy wat kwaad is. Dat die Here dit van jou en van my sal sê, wanneer Satan by hom kom. Mag die Here my en jou seën, dat ek en jy so leef, maak nie saak of dit slegte tye, goeie tye is nie, dat as Satan my en jou wil gaan aankla en gaan sê, kyk nou wat doen die kind, dat die Here sal sê, het jy my kind gesien? Hy lewe opreg en vroom en hy vermy die kwaad. Maar Satan is nie op sy mond geval nie. Ja, antwoord. O nee, dis die volgende punt. Hou vas aan daai ene. So, wat ek en jy hier moet besef is, daar's gesprekke in die hemel. Daar's gesprekke in die hemel. Daar's gesprekke oor my en jou in die hemel. En dit is 'n belangrike ding om te kop en 'n belangrike ding om te verstaan, want wanneer die krisis kom, dan gaan ek, die krisis is my, hoekom doen die Here dit aan my, wat gaan die aan? Nee, dan is ek half en af gefokus, want hierdie is 'n geestelike stryd, dis 'n oorlog, en daar's 'n paar goed wat ek vir myself moet sê, Efesiërs 6 vers 12 tot 13, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, jou krisis is nie 'n vleeslike stryd nie, dis 'n geestelike stryd, en ek en jy moet dit besef, ek weet nie of ek het, as ek 'n highlighter gehad het, wat ek in jou brein kon highlight, dan sou ek dit gedoen het. Okay, want dit moet gehighlight word. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees, en trek daarom die volle wapen. Nou oor hierdie wapenrusting wil ek 'n bietjie met julle gesels, so vinnig. Want sien, hoe ek en jy dink oor hierdie lewe, bepaal hoe ek besluite gaan neem. As ek nie 'n geestelike frame of mind het nie, vergewe die Engels, as ek nie 'n geestelike ingesteldheid het en 'n geestelike beoordeling het oor die goed wat om my gebeur nie, dan gaan ek dit vleeslik oordeel. En dan gaan ek vleeslik optree. Dis belangrik dat jy dit moet weet. En wanneer ek vleeslik optree, het ek baie beperkte toerusting en bronne om my te help om daardeur te kom. Ek moet na die wêreldse manier. So wat doen ek? Ek word kwaad, ek stamp my voete, ek skree op die ou aan die ander kant van die til, en is blaas hoeter vir die taxi-bestuurder, en ek doen al hierdie goed, ek vloek en skel, en ek doen alles wat die wêreld doen, en ek sê, maar ek sal van my belasting steel, ek sal dit vat, ek sal die oneerlike, want dis die metode van die wêreld doen. En dis wat ek doen as ek nie verstaan hierdie is 'n geestelike stryd nie. En ek moet my vra, waar is ek besig om te beklei? Is ek besig om vir die Here te beklei, of is ek besig om teen die Here te beklei? Hier is belangrik. Hoe ek oor die lewe dink bepaal hoe ek na die lewe gaan kyk. Okay, maak daai vir jou sin. So, Jesus gee vir my en jy die wapenrusting. Efesiërs sê, trek die volle wapenrusting aan, wat? God vir julle gee. Kyk. Beveilig jou verstand. Beveilig jou verstand, jy kan dit doen. Dis waar die helm van verlossing gaan. Beveilig jou verstand, beveilig jou ore, beveilig jou oë. Jy kan nie enige nonsens gaan kyk op YouTube en Facebook en allerlei goed en jou voer en 'n dieet van ongeregtigheid voer en verwag jou verstand moet helder wees in jou dag van krisis nie. It's just not going to happen. Beveilig jou verstand. Beveilig jou geloof. Jy moet verstaan wat jy glo, jou skild van geloof. Jy moet verstaan wat die inhoud van jou geloof is. Jy moet verstaan hoekom jy glo wat jy glo. Jy moet verstaan, jy moet weet waar dit in die woord staan, sodat wanneer die vyand jou aanval, dat jy jou skild van geloof het om jouself te verdedig. Bly altyd in die waarheid. Dit het te doen met jou swaard en jou gordel. Maak seker dat dit nie net iets is wat jy ken nie, maar iets is wat jy leef. En dan leef in Jesus se geregtigheid, dis jou borsharnas, dis om 'n heilige en opregte lewe te leef voor die Here. En dan die laaste ene is, leef Jesus uit, en dit is om jou skoene van bereidheid aan te trek, om te sê, Here, as U wil hê my boot moet sink op pad na Malta toe, dan is dit so.
As U wil hê ek moet deur hierdie pad stap, as U wil hê ek moet hospitaal toe gaan met ernstige geloofsprobleme en U kan verheerlik word daardeur. Here, dan is dit reg met my. My lewe is 'n offer vir U en ek gee dit vrywillig oor. Hierdie lewe is 'n geestelike stryd, ons kort geestelike wapens. Jy kan nie 'n geestelike stryd met vleeslike wapens stry nie. Kan ek dit herhaal? Jy kan nie 'n geestelike stryd met vleeslike wapens stry nie. Sê dit saam met my, 1, 2, 3. Jy kan nie 'n geestelike stryd met vleeslike wapens stry nie. Dis belangrik. Ek dink ons moet daai ding vasmaak. Ek het reeds Christus in my lewe. Ek het reeds, wie van julle kan sê ek het die Here Jesus in my lewe? Wie kan amen sê daarop? Amen? Okay, so, en ek het die krag van die Heilige Gees. Hoe sal ek die wêreld so goed gaan gebruik as ek Jesus in my lewe het en ek het die Heilige Gees? Ek het die wapenrusting, ek het die gawes, ek het toegang tot die beste skatkisse van die heelal en dan gaan doen ek hierdie wêreld so goed. Nee, dis nie wat ek gaan doen nie. So herinner jouself aan dit.